Goeiedag julle en baie welkom en dankie dat julle ingeskakel het. En vandag gaan ons boodskap deel en julle sal ook sien die tema daar is gooi hout. Met ander woorde, hou die vuur aan die brand en ons gaan 'n bietjie gesels oor wat beteken dit vir jou en my vandag om die vuur van die Heilige Gees wat in ons is aan die brand te hou. En ek wil hê julle moet saam met my gaan na Levitikus 6 toe. Levitikus 6 vers 8 tot 13. En dan gaan ons ook na Levitikus 9 toe. Nou hoor mooi wat sê dit hierso. Dit sê die Here het vir Moses gesê, gee aan Aaron en sy seuns die volgende opdrag. Die reëling oor die brandoffer is soos volg. Die brandoffer naamlik wat die hele nag deur tot die môre toe op die vuurmaakplek op die altaar is, terwyl die vuur aan die brand gehou word. Die priester trek sy linnekleed en linnebroek aan en tel die vet op wat uitgebraai het toe die vuur die brandoffer op die altaar verteer het en sit dit langs die altaar. Hy trek sy klere uit en trek ander klere aan en bring die vet buite die kamp na 'n rein plek toe. En die vuur op die altaar word aan die brand gehou en dit mag nie doodgaan nie. Die priester pak elke môre hout op die vuur, lê die brandoffer daarop en verbrand op die altaar die vet van die maaltydoffers. Die vuur moet aanhou brand op die altaar en dit mag nie doodgaan nie. En dan lees ons in Levitikus 9 hierdie vuur, dit praat van dan, dit sê die magtige teenwoordigheid van die Here is toe aan die hele volk geopenbaar. Vuur van die Here het gekom en het die oorblyfsels van die brandoffer en die vetstukke op die altaar weggebrand. Toe die volk dit sien, was daar uitroepe van blydskap en het almal op hulle knieë geval. Nou belangrik, ek wil vandag gesels eerstens met die vuur voordat ons by die hout kom. En in nommer 1, die vuur praat van God se teenwoordigheid. Dis God wat die vuur begin, maar dit is ek en jy wat daai vuur bestuur. Dit is ek en jy wat daai vuur moet aan die brand hou. God begin hierdie vuur bonatuurlik. Maar dan sê hy vir die priesters, luister, hierdie vuur mag nie doodgaan nie. En hierdie verantwoordelikheid is nie God se nie, maar dit is die priester se. En vandag ook is ek en jy 'n priesterlike, koninklike, ryk, en behalwe dit ons is kinders van God, en ons het daai selfde verantwoordelikheid. God kom sê, luister, ek begin hierdie vuur, maar jy moet seker maak, dit gaan nie dood nie. En daar moes dit elke dag gebrand het, aangehou brand het, en dit praat van God se teenwoordigheid. So wanneer hierdie vuur sou doodgaan, praat dit eintlik van God se teenwoordigheid wat dan ook verbygaan. En so is dit belangrik dat ek en jy gaan moet kyk na ons lewens vandag. En ons gaan 'n bietjie kyk wat sê die Nuwe Testament vir ons. En hoe hou ek en jy hierdie vuur wat God begin aan die brand. Nou ek wil hê julle moet saam met my gaan na Handelinge 2 toe, net om te wys dat die vuur die Heilige Gees ook is. Handelinge 2, julle kan saam met my soontoe gaan en hoor mooi wat lees dit hierso. Handelinge 2 vers 3 tot 4. Dit sê, hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. En almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in allerlei tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. En so belangrik dat net soos water, vuur ook praat van die Heilige Gees. Dit is simbolies vir die Heilige Gees. En so wat gebeur met jou en my by wedergeboorte, wanneer ons die Heilige Gees ontvang, dan kom sê die Here vir ons, luister, ek gee dit vir julle, dis 'n vuur wat begin in julle harte, maar julle moet seker maak, dit gaan nie dood nie. Ons verantwoordelikheid is om hout te gooi, sodat hierdie vuur nie mag doodgaan nie. En ons gaan nou stil staan by wat beteken die hout. Maar ek wil ook dit eers hier kom sê dat baie keer met 'n nuwe huwelikspaar en wanneer hulle net pas getroud is, dan brand hulle harte met vuur vir mekaar. Maar baie keer tot ons teleurstelling, dan moet ons sien 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar later, dan is daar 'n egskeiding of hulle wil nie meer by mekaar wees nie. En dit kan wees vir 'n klomp redes. Hierdie vuurwarm liefde wat aan die begin daar was, het koud geword as gevolg van min kommunikasie. Hulle het verby mekaar begin leef. Daar was afleidings. Ek het ook hier gesê dat hulle het minder
die Engelse woord affeksie teenoor mekaar gewys, liefde en omgee teenoor mekaar gewys, minder tyd saam spandeer, en al hierdie goed kan maak dat ons liefde teenoor mekaar actually koud word. En so is dit ook met jou en my, met God. En so mag ek en jy nie dit doen met die Here nie. Mag ek en jy tyd maak met hom. Mag ons woord spandeer en tyd in die Bybel spandeer met God. Mag ons bid, en so ook met ons en die Here, dat as ons nie tyd gaan spandeer met hom, as ons nie gaan seker maak ons kom by hom uit, as ons nie by 'n kerk ingeskakel is nie, as ons nie deel raak van 'n gemeenskap van gelowiges wat saam diensbaar is vir God se koninkryk nie, dan kan ons liefde vir God koud raak. En so is dit jou en my verantwoordelikheid om seker te maak ons gooi daai hout. Nou Andrew, wat is daai hout? En ek het hier gesê dat daai hout is worship en aanbidding. Daai hout is gebed. Daai hout is om kerk toe te gaan, selgroepe by te woon. Daai hout is om in die kerk ook diensbaar te wees, betrokke te wees. Nie net om kerk toe te gaan selfs nie, maar om betrokke te wees by jou kerk. En al hierdie goedjies is deel van hoe ons hout gooi op hierdie vuur. Nou belangrik, dat dit kan nie net een keer 'n week moet wees nie. Dis nie net van die kerk, afhangend van die kerk, of net wanneer jy by 'n selgroep is, brand jou vuur nie, of gooi jy hout nie, maar nee, ons moet dit daagliks doen. Die Here kom sê hierso vir die priesters, luister, julle moet hierdie vuur aan die gang hou, en dan sien ons in vers 12, dat hulle moes dit, elke oggend moes hulle hout op hierdie vuur gooi. En so ook interessant, dat Jesus, sien ons, gaan gereeld, en hy het stilte tyd, hy het gebed met sy Vader, hy spandeer tyd met sy Vader, en interessant, dit is ook meestal in die oggend, maar ook, baie keer lees ons, dat Jesus onttrek as te ware een kant toe, om alleen met sy Vader te wees. En dis daagliks. En so belangrik vir jou en my, ons kan nie hout gooi een keer 'n week nie. Nou vir die wat dalk al op kampe was, mannekampe, vrouekampe, jeugkampe, het ons baie keer hierdie lekker groot bonfires gehad. En dan het ons groot stukke stompe daarop gegooi. En dit was die verantwoordelikheid van die jeug om baie keer, of die mense, om hierdie vuur ook aan die gang te hou. En dan sal ons sien elke 2 ure, of wat ook al, dan sal iemand 'n groot stomp op die vuur gaan gooi. Want uit hierdie vuur uit, het ons baie keer die kos gemaak. Ons het die kole gebruik. Dit het ons in die aand warm gehou. En so, dit was belangrik dat ons hierdie vuur aan die gang gehou het, maar dit was elkeen van ons se verantwoordelikheid. En so wil ek sê, dit was gereeld en op 'n daaglikse manier gedoen in die Ou Testament. En so is dit belangrik dat ek en jy daagliks tyd met die Here moet spandeer. Nou, hoekom is God se teenwoordigheid belangrik? Want die vuur praat van God se teenwoordigheid. Die hout praat van ons wat indruk in sy teenwoordigheid vir dit wat ons moet doen om die hele tyd in daai teenwoordigheid ook te wees. En ek praat hier van sy tasbare teenwoordigheid. Ek wil dit net kom verklaar, want God is alomteenwoordig. So sy omnipresence, hy is alomteenwoordig, hy is oral, maar dan is daar ook die tasbare teenwoordigheid. Dis die teenwoordigheid waar God met ons begin praat, dis die teenwoordigheid waar ons Bybel lees en God sê vir ons iets, dis waar ons sy leiding beleef en ervaar, dis die tasbare teenwoordigheid. Baie keer ook daai hoendervleis effek wat ons beleef in 'n kerkdiens of wanneer ons tyd met die Here spandeer. So ek praat spesifiek van die tasbare teenwoordigheid ook, want in dit is daar leiding, in dit is daar vrede, is daar vreugde, is daar beskerming, is daar voorspoed, is daar guns, en ek en jy het dit nodig om effektief te wees en impak te maak vir God se koninkryk. Jy sien, as ek iemand sou gebruik van die gym, dan wys die wetenskaplikes vir ons dat jy moet ten minste 3 keer per week oefen wanneer jy 'n effek wil hê op jou spiere. As jy wil hê jy moet sterker word of jou spiere moet ontwikkel en jy moet sterker lyk, goed lyk, wat ook al, dan is dit nodig dat jy 3 keer tot 4 keer 'n week moet gym, nie minder as dit nie. Maar as ek 1 keer 'n week dalk sal gym, sal ek goed voel daaroor. So dit gaan my baat. Ek gaan sê, joh, dit was 'n lekker gym sessie en ek voel goed daaroor, maar dit gaan nie regtig 'n effek hê. Dit gaan nie 'n effek hê in die sin van ek gaan spiere bou of ek gaan sterker word of ek gaan beter lyk nie. En so is dit baie keer met God ook.
Ons kan een keer weer kerk toe gaan, of ons kan hom toe gaan wanneer ons krisisoomblikke beleef, en dit kan goed wees vir ons. Ons kan goed voel daarna en ons kan sê, "Sjoe, dit was nodig." Maar as ons 'n regte effek wil God wil hê, as ons 'n absolute impak vir sy koninkryk wil maak, en ons wil hê God moet ons karakter vorm, ons wil hê God moet deur ons begin werk, ons wil effektief wees vir sy koninkryk, dan kan ons nie een keer 'n week met God tyd spandeer nie. Ek en jy gaan dit daagliks moet doen. Ons gaan in sy tyd moet indruk en ons gaan sy stem moet hoor sodat hy ons kan lei en sodat ons effektief kan wees vir sy koninkryk. So as ons daai geestelike spiere wil ontwikkel, gaan ek en jy daai hout moet gooi. Gaan ons meer by God moet uitkom. Ek wil ook om sê, moenie op verlede vure leef nie. Ek het al met baie mense gepraat, dan sal hulle vir my sê, "Joh, ek het 10 jaar terug of 20 jaar terug of 3 jaar terug of 'n week terug 'n amazing ervaring of 'n encounter met die Here gehad by 'n konferensie of by 'n kerkdiens of sommer net in my binnekamer." En ek wil kom sê, dit is great, maar ons kan nie leef op verlede ervarings nie. God wil elke dag met jou praat. God wil hê jy moet 'n ervaring vandag hê. En dit berei jou voor vir wat ook kom. En ek wil sê, dit is soos 'n atleet wat dalk nou, jy weet, ouer is, nie meer atletiek kan doen nie, en hy kan sê, "Joh, ek het so goed gehardloop, of ek het so goed hoog gespring, maar nou kan hy nie oor so laat spring nie." En dis nie om negatief te wees nie, hoor my mooi vandag, maar ons kan nie leef op daai ervarings nie. Mense wil vandag nog sien dat jy 'n kind van God is. God wil deur jou werk vandag nog. Dit help nie ons brag en ons boast oor verlede ervarings nie. God wil vandag nog effektief deur jou werk na mense om ons. En so mag ek en jy besef dat verlede vure is great en verlede ervarings met God is great, maar God vra dat ons vandag nog sal indruk in sy teenwoordigheid, om vandag beleef, ervaar en uitleef. En so, ek wil net hierso laastens afsluit met Romeine 12 vers 1, waar het praat van ons is lewendige en heilige offers. En julle kan dit gaan lees ook. En hoekom lewend? Want ons leef nog, ons haal asem, ons loop op 2 bene, ons is nog lewend, maar ons is 'n offer. Met ander woorde, ons is dood aan onsself. En ek het hier gesê dat ons is dood aan onsself. Ons is dood aan ons eie begeertes. Ons is dood aan ons eie tyd. Ons is dood aan ons eie werke en dit wat ons wil doen. En so is dit belangrik wanneer dit kom by die hout het gooi op die vuur, dat ons sal besef dat daai hout moet baie keer gekap word. Daai hout moet gaan haal word. Daai hout moet gegooi word op die vuur. En so dit praat van moeite. Dit praat van effort. En ek en jy gaan daai moeite moet doen. Ons het so baie afleidings vandag, TikTok, ons het Instagram, ons het Facebook, en baie keer dan wil hierdie afleidings ons wegvat van tyd met God. Hierdie stemme van TikTok en Instagram en YouTube hou ons so besig, dat wanneer ons tyd met God wil gaan spandeer, dan is ons al moeg, of ons is nie meer lus nie, of ons is nie meer in die mood nie. Nee, mag ek en jy nie toelaat dat hierdie afleidings skeer, dat ons in God se teenwoordigheid inkom nie. Dis belangrik, dat hierdie priesters ook, God het nie vir hulle gevra, luister, gooi daai hout wanneer jy so voel nie. Gooi daai hout as jy tyd het nie. Nee, dit was 'n opdrag van God, want hy het gesê, luister, as jy nie die hout gaan gooi nie, gaan jy nie my teenwoordigheid beleef nie. En ek wil dit vir jou en my wil kom sê vandag, as ons die tyd met God gaan spandeer nie, waar net jy en God is nie, dan gaan jy nie sy teenwoordigheid beleef nie. Jy gaan nie sy stem hoor nie. Ons kan nie afhanklik wees van TikTok preke nie. Ons kan nie afhanklik wees van YouTube preke of boodskappe nie. Nee, dit is tyd dat ek en jy by God se voete gaan sit. Stil raak, sy stem hoor en doen wat hy vra om werklik effektief vir hom ook dan te wees. En so het ek hier gesê dat verwaarlosing van ons gebedslewe of Bybelstudie, geestelike luiheid, kompromie en sonde kan keer dat hierdie vlam van ons brand. Dit kan ons vuur uitblus en daarom mag ons nie geestelik lui wees nie. Mag ons nie afleidings najaag of navolg nie. Mag ek en jy absoluut vir God lewe, in sy teenwoordigheid indruk om sy stem dan ook te hoor. Nou ek wil afsluit met 'n voorbeeld of 'n storieetjie van 'n opsigter wat by 'n lighuis gewerk het. En
Dis in die ou dae, ek wil hê jy moet jouself indink, dis die ou dae, dis nie vandag se moderne tyd nie. En daar het hulle nog olie gehad om dan hierdie lig te laat brand. En so was dit belangrik dat hierdie opsigter elke aand moet seker maak, daar's genoeg olie, sodat hierdie lighuis lig het, sodat daar skepe aankom in die hawe, dat hulle kan sien waar die hawe is, sodat hulle nie verongeluk nie. En so eendag kom 'n reisiger verby en hy vra 'n bietjie olie by die opsigter, en hierdie opsigter leen vir hom 'n bietjie olie. En toe kom daar 'n buurman en hy vra ook 'n bietjie olie, en die opsigter gee vir hom ook olie. En nadat het die opsigter al hoe meer gemaklik geraak om hierdie olie dan uit te leen en uit te gee, en tot een aand, toe hy die olie wil gebruik om die lig te laat skyn, toe sy olie op. En daai eindste aand, toe vaar 'n skip in die rotse en baie mense verloor hulle lewens. En ek wil kom sê, ek en jy kan nie bekostig dat ons vuur uitgeblus word nie. Daar's soveel lewens wat afhangend is van of jou vuur brand. En so mag ek en jy in God se teenwoordigheid indring, sodat ons 'n lig kan wees daar buite. Mag God se liefde daai hitte afgee wat ander nodig het in hierdie lewe, waar 'n wêreld wat so gebroken is, so stikkend is, mense so vol seer is. En so mag ek en jy nie toelaat dat ons olie opraak nie. Mag ons helder brand vir Jesus Christus. Mag daai vuur nog steeds brand. En mag ek en jy aanhou hout gooi. Mag ons aanhou hout gooi. En mag ons ook nie so betrokke raak met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge vergeet nie. Mag ek en jy stil raak by hom. Mag ons verhouding hê met hom, sodat hy impak kan hê deur ons. Kom ons sluit af en ons bid saam. Vader, ek bid vir elkeen wat na hierdie video luister vandag. Vader, ek kom bid, dat Here U kom sê vir Timoteus ook, deur Paulus, blaas die vuur aan, as dit dalk 'n bietjie dim geraak het, dood gegaan het, uitgedoof geraak het. En ek kom bid vir elkeen vandag, Vader, dat hulle weer die vuur sal aanblaas. Here, dat U daai vlam wat U begin het in hulle, weer sal laat helder brand. Here, dat hulle aan die brand sal wees vir U. Here, dat ons nie sal sê, nee, maar ons het gebrand aan die begin nie. Nee, dat ons nou nog sal brand vir U. Ja, Vader, U gebruik wysheid, U gebruik insig, maar Vader, dit moet nooit die verskoning vir ons wees om nie te brand nie. Here, om stil te bly en om nie te doen wat U vra nie. Nee, Here, ek kom bid dat die kinders van die Here sal helder brand in 'n juis in 'n tyd soos nou, waar daar soveel duisternis is, waar daar soveel stikkende goed is, Here, stikkende mense is, Here, dinge wat verkeerd gaan, bid ek Jesus, dat elke kind van God weer helder sal brand, vuur en vlam sal brand vir U. En ek kom bid dit vandag in die naam van Jesus. Vader, elkeen wat vandag voel, hulle kan nie. Here, kom sê ons vandag in die naam van Jesus, julle kan. Deur die Gees van God begin hy 'n vlam. En Vader, ons bid dat dit sal helder brand, sal witte afgee vir die mense ook om hulle, in die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen. Ek wil jou kom bemoedig vandag. Gooi hout hierdie week elke dag en mag daai vuur in jou hart helder brand en hard brand en groot wees, sodat mense om jou aangeraak kan word in die naam van Jesus Christus. Blessings vir elkeen van julle. Mag julle 'n amazing week hê.